Goeiemôre familie, van my pastoor Caleb en die hele beleefspan. Is dit so groot voorreg om jou net weer vanoggend te kan verwelkom hier op Beleef Gemeente se YouTube platform. Dankie dat jy vanoggend weer kies om saam met ons in te skakel. Ons is hierdie week besig met iets baie opwindend. Ons gesels oor hoe om die Bybel te lees. En ons trek vandag by week 4. Nou net om 'n vinnige terugflits te gee. Ons het al gesien hierdie week hoe God se woord lig bring, hoe dit deur jou lees, hoe dit die asem van lewe in elke lyn dra. Maar vandag wil ek iets sê wat jy dalk effens gaan uitdaag. As ons die woord hoor, maar dit nooit toepas nie, dan verander ons nie. Dan verander niks in ons lewe nie. Dit is soos om elke dag in 'n spieël te kyk, maar niks aan jou voorkoms te doen wat verkeerd lyk nie. En Jakobus sê, dis presies wat gebeur wanneer ons hoor wat God sê, maar nie daarvolgens begin leef nie. Nou hier is die ding. Kom ons hoor wat skryf Jakobus vir ons. In Jakobus 1 vers 22 tot 25. Hy sê die volgende: Julle moet mense word wat doen wat die woord sê. Moet dit nie net aanhoor nie, dan bedrieg julle julleself. Julle sal saamstem. As jy altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is dit so goed of jy kyk na jou gesig in die spieël sonder om iets aan jou voorkoms te doen. Jy bekyk jouself, gee pad en vergeet wat jy gesien het. As jy egter verdiep in God se volmaakte wet, die wet wat 'n mens vrymaak, en jy doen wat die wet sê en jy vergeet nie wat jy gehoor het nie, dan kan jy God se seën verwag op wat jy doen. Ek hou so baie van Jakobus as hy hierdie sê, en hy sê dit eenvoudig. Moenie net luister nie, maar doen. En dis nie 'n oordeel nie, dis 'n uitnodiging. Hy sê nie God gaan kwaad wees as jy dit nie doen nie, hy sê jy gaan jouself bedrieg. En dis groot. Dink aan die spieelbeeld wat hy gebruik. 'n Spieël wys vir ons wat reg of verkeerd is, maar dit is nutteloos as jy nie regmaak wat jy nie sien nie. Byvoorbeeld as jou hare te mekaar staan, of dames, as jou gremering nie reg lyk nie, gaan jy net dit so los en by die huis se deur uitstap? Nee, jy gaan dit regmaak. En dis dieselfde met die Bybel. Wanneer jy dit lees, wys dit vir jou die areas waar God wil werk. Nie om jou seer of skaam te laat voel nie, maar om jou vry te maak. En Jakobus noem dit die volmaakte wet wat vrymaak. En dis 'n pragtige beskrywing, want baie mense dink gehoorsaamheid beperk jou. Maar in werklikheid, familie, bevry dit jou. Wanneer jy doen wat die woord sê, dan ervaar ons vrede, vreugde, seën van 'n lewe wat in lyn is met God se hart. En elke keer wat jy gehoorsaam is aan God se woord, bou jy geestelike spiere. Jy raak sterker, jy raak meer gefokus en jy begin om nie net te weet wat reg is nie, maar om dit uit te leef. Dis wanneer die woord werklik vorm aanneem in ons lewe, wanneer dit sigbaar word in hoe jy praat, oor hoe jy reageer en hoe jy ander hanteer en behandel. So, is daar iets wat jy al weet God van jou gevra het, maar jy stel nog uit? Jy doen dit nog nie. Hoe kan jy vandag die woord prakties begin uitleef? Miskien in jou optrede, miskien so werk in jou houding, miskien ander woorde kies om te spreek. Kies vandag een eenvoudige manier om dit te doen, en doen dit. Dit kan wees om iemand te vergewe, om liefde te wys, of om te keer waar jy geneig is baie keer om terug te hou. Weereens wil ons jou uitdaag. Lees vandag Jakobus 1 vers 22 tot 25. En vra, Here, wys vir my een ding wat ek vandag prakties kan uitleef. En vra vandag dat God jou sal help om nie net 'n hoorder te wees van sy woord nie, maar om 'n doener te wees. Dat elke stap van gehoorsaamheid jou nader aan hom sal bring en dat jy sy seën sal ervaar in alles wat jou hande aanraak. Familie, kom ons bid saam. Vader, vanoggend kom ons na U toe in die wonderlike naam van Jesus en ek bid vandag dat ons nie net vandag U woord sal hoor nie. Dit wat Jakobus vandag vir ons skryf. Dat ons dit nie net sal hoor en nie toepas in ons lewe nie, maar dat ons werklik vandag sal begin ervaar dat ons kan nie meer speel nie. Ons kan nie meer U woord klein maak nie. Here, maar dit is tyd om dieper te gaan. Dis tyd om verder te gaan. Dis tyd om nader te kom aan U hartklop
en die plan vir ons lewe. En ek kom bid vir ons elkeen vandag, dat daar 'n diepe bewustheid daarvoor sal kom, in Jesus naam. Amen. So familie, wanneer jy die woord van God vandag gehoorsaam, verander jy nie net jou gedrag nie, jy verander jou hart. Want gehoorsaamheid is die taal van ware liefde teenoor God. Mag jy 'n wonderlike dag hê, en ek sien jou weer môreoggend